News24 het aansoek gedoen om finansiële state van AfriForum onder oë te neem en na maande en maande se ontleding en ondersoek het hulle tot die skokkende gevolgtrekking gekom dat projekte van AfriForum nie net van self uit die lug uitval nie, maar dat salarisse betaal word aan werknemers om die projekte te laat gebeur. En nie net dit nie, hulle spandeer jou werklik waar geld aan bemarking ook. Skandaal. So almal het die afgelope week gepraat oor News24 se groot exposé. Altens almal wat 'n subskripsie het tot News24. So nee, laat ek maar eerder dan vir almal wat dit kyk sê waaroor die storie gaan. News24 het aansoek gedoen om finansiële state van AfriForum onder oë te neem en na maande en maande se ontleding en ondersoek het hulle tot die skokkende gevolgtrekking gekom dat projekte van AfriForum nie net van self uit die lug uitval nie, maar dat salarisse betaal word aan werknemers om die projekte te laat gebeur. En nie net dit nie, hulle spandeer jou werklik waar geld aan bemarking ook. Skandaal. Okay. Hier is News24 se eie video. It was only through asking extensive questions about many of these categories that we were able to gain a better understanding. I spent significant time attempting to understand the expenditure categories and reached a few conclusions that form part of the reporting on News24, all in aid of understanding an organisation that has grown to have significant influence. Nee wag, daarmee stem ek nogal saam. Die solidariteitsbeweging se invloed het inderdaad gegroei. Daar moet sekerlik meer wees. The core of the campaign to solidify the idea that the government is targeting minority groups with racial legislation and forced empowerment is the Solidarity Movement. Wel, dit is eintlik ook die reine waarheid daai. Jy sien, die groot skandaal in hierdie week se onthulling was die afwesigheid van skandaal in die onthulling. Daar was 'n poging om dit skandalig te laat lyk, en in hierdie poging is selfs die salarisse van werknemers langs hulle name gepubliseer, boonop foutiewe salarisse ook nog. It's fake news. Nie mense wat van die openbare rekening leef nie public servants nie. Die enigste probleem is dat lesers nie meer vir News24 wil glo nie. En dit was dan die groot onthulling, dat News24 se eie lese op laas nie water dra nie. Dankie hoofredaksie. En jammer as jy nou hier luister en nog daar werk, weet daarom van 'n goeie vakbond wat kan help wanneer daar probleme kom. Want gaan kyk hulle eie lesers se kommentare onderaan die berig, hulle eie betalende lesers. Daar was talle hiervan, en dan was daar ook hierdie soort, en dan natuurlik hierdie baie billike vraag. Wat is julle motivering vir hierdie berig, News24? Of dalk liewer, wie is julle motivering? Is dit waar dat julle moedermaatskappy minder as 2 jaar gelede miljoene rand aan die ANC geskenk het? Stop maar die musiek. Daai is op die rekord as 'n feit. Maar op 'n ernstiger noot, wat hier gebeur is sleg vir die mediabedryf en die rol wat hy moet speel in 'n demokrasie. Sleg vir die journalistiek, soos dit veronderstel is om te wees. Vir joernaliste wat wel hulle werk doen, vir die groter gesin van Media24 publikasies, wie se naam ook deur sulke reputasieskokke skade ly, en ook vir die Suid-Afrikaners wat die media behoort te dien. Dit is ook waarom dit nodig is om hierdie storie suurstof te gee en dit hier te bespreek. Elkeen bly steeds geregtig op sy mening, ja. Ook Jonathan Jansen, wanneer hy Afrikaanse opleidingsinstellings 'n gevaar vir ons almal en ons demokrasie noem, en News24 dit al te gretig publiseer. Ons hoor jou, Jansen, maar ons weet. Ons hoor jou, Fikile Mbalula, wanneer jy sê BEE moet bly, sodat mense van Kaapstad tot Messina by die ekonomie baat vind, maar ons glo jou nie. Ons sien hierdie opskrif, die ANC soek burgemeesters wat nie steel nie, en ons sukkel om 'n ernstige gesigsuitdrukking te behou, en dan hoor ons dat ons regering naby daaraan is om 'n handelsooreenkoms met ons belangrikste handelsvernoot, die FSA, te sluit, maar ons sien iets anders, 'n weermaghoof wat militêre samewerkingsvergaderings met die Russe hou. Ons sien dan tariewe vanaf die FSA en ons lees van fabrieke wat sluit daaroor.
En ons trek die lyn van daar waar die swak beleid gemaak en uitgevoer word, tot hier waar die grondvlakwerker krepeer. En ons besef as ons weer die keuse gegee word tussen wag vir die owerheid om ons toekoms te verbeter of om die verantwoordelikheid self op te neem, dan kies ons laasgenoemde weer en weer. En dit kan jy maar glo.